Was ons harte nie brandend, toe hulle vir ons sê, ons gaan op na die huis van die Here nie. Ek wil vanoggend in besonder vir ons jong mense, almal hulle onder 25, 'n lekker handeklap gee. Amen. As eintlik 'n mooi gesig as 'n mens sien dat jong mense nog kan opgaan na die huis van die Here. Amen. Dis waar die lewende woord, die lewende waarheid aan jou verkondig word. En ek dankbaar vir die Here vanoggend dat die Here ons geseën het. Groet die kerkraad, leadership, extended leadership, Pastor Opelt en Ma Opelt, die besoekers, studente, al ons jong mense vanoggend in die wonderlike naam van die Here. Groet ook die Mike se seun, Mikael Boyse. Jy moet hierdie man se naam onthou. Oor 'n paar jaar gaan julle hom sien daar aan die groen en goud. Amen. Nou, is nie die jammer, ek gaan nou nie Olbeek raak nie, but it's fine. Maar ek dink hy gaan mooi lyk in groen. Amen. As jy bly om hier te wees? Halleluja. Wie het 'n moeilike week gehad? Staan op jou voete, man. Jy het 'n taffe week gehad. Staan op jou voete, laat ons kan sien. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Kom ons gee die Here prys. God het ons hier gedra. Amen, amen, amen. Dan wil ek vanoggend vir julle sê, is op die regte plek vanoggend, en ek glo dat die Here vanoggend hier vir ons gaan seën. U weet natuurlik die skrifgedeelte wat ons lees vanoggend, 2 Timoteus 3 vers 1 tot vers 2. Ek praat vanoggend met u oor die woordjie ondankbaar. Ons gaan vanoggend praat oor ondankbaar. Paulus skryf aan Timoteus, en u wat livestream vanoggend, groet ek ook in die wonderlike naam van die Here. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 3, 1 tot 2. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Paulus sê nie net die swaar tye wat gaan kom nie, hy openbaar ook gesindhede in die laaste dae van mense. En weet jy ook, saam met die vyand, die grootste onkunde, veral vir jong mense is, die grootste vyand van ons jong mense is ook onkunde. Ek het nie geweet nie. Ons lewe nou in 'n tyd dat jy nie kan sê, ek het nie geweet nie, pastoor. Ek het nie geweet dat as ek gaan begin te rook, ek dalk verslaaf kan word nie. Ek het nie geweet as ek so bietjie ciders drink, dat ek 'n alkoholist kan word. Ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet dat as ek rondslaap, dat ek kan swanger word nie. Ek het nie geweet nie. Die tyd is verby. Jy kan wragtig in vandag se tyd, waar jy al die technology by jou het, sê, ek het voor die Here God nie geweet nie. Daarom is die Bybel baie duidelik, God het die tye van onkunde oorgesien, verkondig nou aan alle mense, dat hulle moet bekeer. Jy kan wragtig 'n getroude man wees, en met 'n buiteegtelike verhouding besig is, en dink die Here gaan jy nie net uitsort en sê, ek het dit nie geweet nie. Jy kan nie goed aan die geheim doen, en nie weet, dat die Bybel sê, dit wat ons in die donker doen, aan die lig geopenbaar word, en sê, ek het nie geweet nie. Jy kan nie sê, as ek rondslaap as 'n jong man, en ek het baie seksueel partners, sê, en as die dokter vir jou sê, luister, jy gaan nou getoets word, en ons vermoed dat jy hierdie virus het, sê, ek het nie geweet nie. Dis onkunde, maak ons jeug dood. Van, ek het nie geweet nie, pastoor. Ek kan mos dink, as jy onder hy agter hy stuur wil inklim, en jy is onder die invloed van drank, jy kan mos iemand doodry. Jy kan iemand se dood veroorsaak, jy kan self sterwe, en wragtig sê, ek het nie geweet nie. Onkunde is een van die, daarom is het absoluut belangrik for young people to come to church, so that God can show you wisdom and understanding, so that the enlightenment of your heart can come, and you can understand the knowledge of the word of God. Die kinders wat so okkapyp rook, het eers geweet. Het eers daaroor opgelees nie.
Terwyl jy hierdie, nee, is onskadelik pastoor, is soos van dit water in 'n sigaret en niemand kan dit ruik nie. Bietjie verder gaan lees, dat jy kan water op jou longe kry en jy kan sterwe. Jy kan wragtig sê, ek het nie geweet nie. Hierdie goed is openbloot. Op die pakkie sigarette vir diegene wat rook as julle volgende is. Jy sien maar jou pakkies brei, hy's alright. Staan daar rook veroorsaak kanker op die sigaret. They bring the truth to us. But we are blinded by sin not to see it. And we are losing young people. Alcohol mag nie verkoop word onder hulle 18 of 21 nie, maar meer jong mense drink onder die ouderdom van 21. We have a serious problem. And I believe that the church is the vehicle to address the truth. Ek gaan vanoggend met u praat oor die woordjie ondankbaar. You can be certain that in the last days there will come very hard times. En ek wil ook gister verlede week het ek vir die ouers gesê, ouers, maak julle gereed dat die tyd waarin ons nou leef die moeilikste gaan wees om 'n ouer te wees. Die moeilikste tyd nou om 'n ouer te wees. Want daar's 'n totale gees van rebellie wat binne die jong mense invaar. Ouer gesag uitdaag. Ma kan nie vir my sê nie. Ma was 16 toe ma met my swanger word. Luister, ma's eintlik spyt sy het op 16 swanger geword. Sy het 'n fout gemaak en die rede hoekom mamma met jou praat is om jou te waarsku, moenie dieselfde fout maak wat ek gemaak het nie. Maar jy slim en wys in jou eie oë. En verlede week en ek het waarsku altyd die jong mense, die jong meisies veral. Jy's pragtig man. Pas jou op. Pas jou op. Tot op die dag, verlede week het ek gesê, as jy dan nou op 'n punt kom wat jy jouself nie meer kan beheer nie, en jy's volwasse hier. Trou. Trou. First the ringie, then the dingie. Kom ons gaan na die woord van die Here vanoggend. What is the meaning of ungrateful or unthankful? An ingrate is an ungrateful person who fails to show proper appreciation or thanks for kindness, for help or for gifts they received. This lack the gratitude is considered a negative trait, often stemming from a sense of entitlement and a negative impact on relationships. Dit beteken, is mense wat so diep ondankbaar is, selfs vir die mense wat vir hulle help. Mense doen aan jou goed, hulle wil jou help of hulle help jou, maar jy is so ondankbaar vir die goed wat hulle vir jou doen, dat jy is bereid om die verhouding te breek oor jou gesindheid. Jy kry mos daai mense, jy kan maar vir hulle wat doen, hulle bly ondankbaar. Hulle bly, jy gaan uit jou pad uit vir hulle, en jy help hulle, maar hulle bly ondankbaar. You know what the problem today is? The problem today is, even in the church, is that people is moaning and ungrateful for the things they do not have, and forget to honor God for the things they do have. Sê het gewoon Afrikaans. Ons kry mense vandag wat so ondankbaar is vir die goed wat hulle nie het nie, dat hulle vergeet om God dankie te sê vir die goed wat ek het. Ek is nog ondankbaar, ek het nie 'n karrie. Ek is ondankbaar, ek het nie 'n huisie. Ek is ondankbaar oor die. Ek is ondankbaar, ek het nie baie geld nie. Ek is ondankbaar, ek het nie 'n pos gekry nie. Ek is alles ondankbaar, maar jy is nie dankbaar dat God jou elke oggend wakker maak en jou genade gee om op te staan nie. Dankbaar vir die goed wat God vir my doen. Unthankful people. And the second problem in the churches, we get preachers and pastors, bishops and apostles who mislead people and do more damage to the church through their false teaching and teaching more things than God.
Ons het te veel pastore, valse leiers, wat boodskappe preek, wat meer gaan oor goed en minder oor God. God's gonna give you a house. There's angels of money. There's miracle money. Lig op jou bankkaart en dan bid ons dat die Here gaan geld transfer. All this nonsense, God wants to make you a millionaire. It's a lie from the devil. We got agents of Satan behind the pulpit that is preaching more things than God. And this is what people want to hear. Ek wil weet dat die Here gaan my uit die Wendy huis uithaal en my in 'n 3-slaapkamer huis sit. Ek wil hoor dat die Here gaan hierdie ou krokke wat ek nou gejare ry, God gaan my 'n Mercedes gee en ons bou ons geloof op hierdie goed. Ek het nuus vir jou. Baie van ons gaan 'n ou kar ry tot wanneer die Here kom. Baie van ons gaan bly en hy wen die huis tot wanneer die Here kom. Because it's not about things, it's about God. Want terwyl ek in die huis, in die wen die huis bly, is die genade van die Here oor my en hy sustains me in him. As die waar ek bly nie, as hoe ek daar bly. But I don't want to focus much on thankfulness. I want to speak on thankfulness. The opposite of ungratefulness or unthankfulness is thanksgiving. Thankfulness. Thankfulness is the feeling of appreciation and gratitude for something good that happened to you or things that you have received. It is a state of being happy and grateful because of something, and that can express through both feelings and actions. Jy wys eintlik deur jou gevoel en jou aksies, ek is dankbaar vir die goed wat jy vir my doen. Maar ek kom vanoggend agter op die mic dat daar is 'n verskil tussen wêreldse dankbaarheid en goddelike dankbaarheid. And I'm going to explain it to you. I believe thankfulness is one of the cornerstones of Christian living. Jy kan nie die Here dien sonder 'n hart van dankbaarheid nie. Eerste ding waaroor ek en u elke dag moet dankbaar wees is dat die Here het my siel gered toe ek in sonde geleef het en niemand van my kans gesien het nie, toe ek vasgevang was aan die alkohol, aan die dwelms, aan die bendige velde en die Here my lewe verander. Ek is onewig dankbaar. Halleluja. Dit is die rede dat ek kom dien. Ek is dankbaar vir die redding van my kosbare siel. Toe hulle gesê het, daar gaan niks van jou word nie. En nou jy die paar is, baie van ons het lelik geleef. Baie van ons het op 'n Sondag nie is dit gemaak tot by die huis nie. So jy het in die straat getiep. Baie daar by die ander vrou. Halleluja, jou vrou dees geweet nie. Sy het gepy die Vrydag, dan sien jou huis gesin jou die Maandag, maar toe die Here jou pad langs kom en toe God jou lewe radikaal verander. Toe verander hy jou lewe. As dit dan nie rede genoeg om elke dag vir God te sê, ek is dankbaar. Ek kon myself nie gered het nie. Ek het probeer, ek kon nie, maar een ontmoeting met die Here en my lewe is nooit weer dieselfde nie. Onthou jy toe jy bekeer, Clinton, toe sê hulle, het gaan nie lang gou nie. Hy gaan weer terugval. Dis al 'n paar jaar terug, want jy verstaan, as God my gered het in my lewe. Ek is dankbaar. Dis deel van my montering. Dis deel van my lewe. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook geroep is in een liggaam, in julle harte heers, en wees dankbaar. Can I read it for you in the Amplified Translation? I love the Amplified Translation. Listen here.
The Amplified translation of Colossians 3 verse 15 says the following: let the peace of God, that inner calm beteken, jy's in 'n ewige stryd, maar jy's kalm. Die storm woed, maar jy het 'n vrede hier binne in jou, wat elke keer vir jou sê, God is in beheer. One who walks daily with him, be the controlling factor in your heart, deciding and settling questions that arise. Die ding van vrede in jou hart is, wanneer jy vrede in jou hart is, die doel van vrede in jou hart is, elke vraag wat in jou hart opkom, daar antwoord vrede dit. Hallo vra wie, hoekom is jy so kalm? Dan kan jy vir hulle sê, jong, ek weet nie, maar jy's net 'n vrede antwoord elke vraag. Dis hoekom die vrede van God so belangrik is. Dit is hoekom, luister, toe Job alles verloor en sy vrou sê, seën God en sterwe, toe sy 'n vrede binne Job en vrede antwoord wat sy sê, hy sê, ek weet my verlosser leef. Vrede antwoord elke vraag wat jou omstandighede vir jou vra. Dit is hoekom ons wil al opgegee het. Ons wil al gelos het. Ek wil al uitgestap het. Jy wil al die pille gegryp het. Jy wil jouself doodgemaak het. Maar vrede antwoord elke vraag binne in jou. Die Bybel sê in 1 Tessalonisense 5:18, wees in alles dankbaar. Alles is alles. In Engels, in Afrikaans en in isiXhosa. In Hebrew en in Griek. Alles is alles. Wees in alles dankbaar. Hoekom moet ek dankbaar wees? Want dit is die wil van God. In Christus Jesus oor julle. Die kind van die Here moet 'n lewe hê wat uitspoel van dankbaarheid. Ek is dankbaar vir die Here, het my wakker gemaak. Weet die volgende hierbaar is, daar's mense wat gister gaan slaap het, maar die volgende opgestaan het nie. Maar ons is dankbaar vanmôre dat die Here het ons wakker gemaak. Baie kort van ek afsluit dan met punte. There are 3 benefits of being grateful. 3 benefits of being a grateful person, and I call it the 3 T's. If you are a grateful person, then there's 3 benefits. Maybe there's more, but I'm going to tell you 3 things this morning. Number 1, the first benefit of being a thankful or grateful person is it turns you. Let me explain. Dit draai jou in Afrikaans. When you are a thankful person, it turns you from things to God. Wanneer jy 'n dankbare persoon is, 'n dankbare persoon word omgedraai. Jou fokus was die hele tyd goed. Maar dankbaarheid draai jou van die goed weg na God. Kom ek gee jou 'n skrifgedeelte. Filippense 4 vers 6 sê: wees oor niks besorg nie. Jy het nou niks nie, maar oor niks besorg. Hy sê, maar laat julle begeertes deur gebed en smeeking, danksegging bekend word by God. Ek het niks nie, maar my aandag is nie op wat ek nie het nie. My aandag is op hom, want ek weet, hy alleen is getrou. I do not put a demand on God. I trust His will and I accept whatever He's doing. Kom die Here deur, dan prys ek hom. Kom die Here nie deur, dan loof ek hom. Halleluja, want hy weet wat hy doen. Dit is hoekom baie van ons kry nie altyd alles wat ons vra nie. Jy is al miskien 10 jaar by die company. Jy het al 3 keer aansoek gedoen vir hy hoër pos. Jy het nie gekry, jy is kwaad vir die Here. Is die Here nie besig om miskien aan jou karakter te werk nie? Want hy weet, as jy in die kantoor instap, o my Vader, gaan jy jou houding ontwikkel.
wat skrik vir niks. Daarom wou die Here hou jou daar, hy werk aan jou. You under construction. Nou raak jy kwaad oor iemand anders wat die pos kry. Ander man sê dankbaar, Here, dankie. I'm not ready yet. You are working on me. It turns me from things to God. If it turns you that it means things is not the center of my focus. God is the center of my focus. Daarom, geliefdes, die kerk van die Here Jesus is vandag in groot moeilikheid met die verkondiging van leuns, dat baie pastore preek net goed wat mense wil hoor. Hardloop agter profete aan om vir jou te sê, moenie worry, die Here gaan jou huis gee, die Here gaan jou kar gee. JD is license, hoe gaan die Here vir jou kar gee? Dink jy die Here is onnoosel? Is dit waar? Ons is nie 'n dom God, ons is nie 'n God wat jy kan manipuleer nie. And we got all these false prophets and apostles who promises people houses and cars en al die dinge. Jy weet, jy bly agter in 'n Wendy huis. Jy kan nie eens die R1000 betaal vir die krag nie. As God jou nou in 'n huis insit dan Denneburg, is die belasting klaar R4.000-5.000. Is dit waar? Is dit waar? Of wat jy helemaal jou uitdra daar uit Denneburg uit. Because we focus on things and not on God. If I'm staying in the small house, I'm grateful for God. I got a roof up above me and a fine place to sleep. I got food on my table and shoes on my feet. A thankful person, thankfulness in your heart teaches you. Dat leer jou. Nommer 1. Filippense 4:11 sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Diebaar is, ons almal het vanoggend getuienisse van oorvloed. Ons almal het getuienisse van 'n bietjie. Is dit die waarheid? Daar was tye wanneer die tafel swaar getrek het. Want as 4 skape, 4 vleise op die dinge, ons breinvolk kan eet. Daar's 'n skaap en daar's 'n bees en daar's hoender en daar's tong en daar's gemmen en die tafel trek swaar uit ons nog voorgereg gekerry. Ons ken daai tye. Mama, ons ken daai tye. Maar daar was ook tye wanneer ons moes gesê het elkeen vat net 'n stukkie. Maar in alles is ons dankbaar. En alles eer ons die Here, dat ons kan sê, God was vir ons goed. Because in all we praise Him, and in all we worship Him. Nie dat ek dit gesê het uit gebrek nie, maar dit het my geleer. Ek kom uit 'n skool uit wat my geleer het ek volop, dan prys ek die Here. Het ek min, dan is ek dankbaar. Halleluja, dat leer my, want God is my bron, nie my werkgewer nie. Dat het my geleer, dat daarom geliefdes, daarom moenie kwaad word, as daar nie volop is nie. Want as daar nie volop is nie, as daar gebrek is, dan is jy in 'n skool. God wil jou leer. Baie van julle moet 'n bietjie geleer word, as julle mos kwaai geld het. As jy daar in die dorp, en dan dink jy nie, ek moet nou nog 'n bietjie wegsit nie. Jy dink nou net hier, en jy dink hier nie. Die vlees is nog gekoop word, as we nou dit eet, en as we nou daai eet, die bord is net so hoog, halleluja. Maandag moet hulle jou met jou sukkel, daar by die kliniek, waar jou suiker is hoog, en jou bloed is laag. Is dit die waarheid? Ek het geleer, om vergenoeg te wees, met dit wat ek het. Werk met die bietjie. As hy nou na hierdie diens, as hy nou net 'n bietjie rys en 'n aardappel is, en 'n vlerkie. Kom ek vertel gou vir julle getuienis jare terug. Daar was tye waar hier's my vrou getuie, my kinders is ook hier. Op 'n Sondagoggend, dan weet ek al die Saterdag.
Daar's net reis. Daar sit my vrou. En dan kom ek in die kerk en dan preek ek en die Here werk en siele word gered. Dan gaan ons huis toe. Dan maak my vrou net gou die reis. In 'n bietjie swart tee. As sy Suster Anna, as nou net vir elkeen 'n lepeltjie suiker. Dan gooi ons hom in en dan bid ons. Die barres, weet jy as jy reis geëet het, gooi net so 'n bietjie van hy sous oor jou lippe. Hey! As die mense daar kom, hulle moet ook sien hier maar die kind het kwaai aangegaan. Hulle weet nie, dit was net die reis wat die onder lê. En ek het een ding geleer, om dankbaar te wees. Want hy is die bron van my voorsiening. Dit leer my. Daarom moenie skaam wees. As dit moeilik met jou gaan nie, jy's in 'n skool. Jy's besig om te leer om vergenoeg te wees met dit wat jy het. Die derde ding wat hierdie benefit van gratefulness is, it transform your life, dat verander, transformeer jou lewe. Listen, and this is the thing. Dis die toets vir baie van ons gelowiges. Luister gou mooi. You have the same attitude of gratefulness in prosperity as well as in adversity. Kom ek verduidelik gou vir julle. En dis 'n moeilike een. Jy's dieselfde persoon met dieselfde gesindheid as jy niks het nie. En jy's dieselfde persoon met dieselfde gesindheid as jy baie het. That is transforming your life. Sy koordans, want sy weet gaan niks aan vir die huis nie. Sy aanbid, want sy weet, ek weet nie of ek dit hierdie week gaan maak nie, ek het eens genoeg taxi fare nie, ek weet nie, maar jou aanbidding word nie beïnvloed deur jou gebrek nie. My lack has no influence on my worship. 'n Persoon wat die Here kan aanbid, vandat daar niks is nie, is 'n persoon wie se lewe getransformeer is. You pray and you thank God and said, Lord, I honor you. Paulus skryf in Romeine 8:35, my laaste skrif, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Dan noem hy verdrukking, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskrywe is om u omwil wat ons die hele dag gedoen het, ons is gereken as slagskape. Vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as 'n oorwinnaar deur hom wat ons lief gehad het. Beteken dit jy het niks nie, maar die attitude van 'n oorwinnaar is wanneer jy niks het nie. Is dieselfde attitude wat jy het wanneer die Here jou volop gee. That is the life of a transformed believer. Nou die probleem is jy's kwaad as die Here nie teergekom het nie. En jy lag as God voorsien. Dan is jy eintlik maar net 'n skynheilige gelowige, want jy aanbid die Here net vir sy hande, nie vir sy aangesig nie. A transformed believer is somebody who sings a worship song when there's nothing, and he sings the same song when God pours down blessing. Paulus sê, in dit alles, as ek meer as 'n oorwinnaar, deur Christus wat my die krag gee. The believer must understand that it is not about our love for Christ that sustains us. It is Christ's perfect love that sustains us in our sin, in our crisis and tribulations. The problem today is we allow our lack to influence our worship. Hulle sê mos jy kan lekkerder aanbid as die kar vol petrol is. Koskassies is vol. Die kar opstaat, hardloop die naal daai kant toe. Genoeg units op die boks. Jy het al gevoel dit is bid lekker net. Jy is sommer deur in tale.
Jy nog nooit in tale gebid, jy bid so maar die 25ste jy gepay het of die 15de die bewaarders, jy bid deur, jy staan so maar op met 'n lied. Maar as daar niks is, dan lê jy jou kop is toegetrek. Jy's kwaad as die foon afgaan. Jy's moeilik. Because jy verstaan nie. Jy's getransformeer nie. A transformed believer worship when there's nothing and he worship when there's plenty. Because the reason why I worship when I got nothing and the reason why I worship when there's plenty, because the same God who is with me when I lack is the same God that is with me when I have plenty. God verskil nie. Hy's in die woestyn met my, maar hy's ook daar in Kanaan met my. Hy's wanneer daar nie water is nie, maar hy is ook die rots van die water. Hy's ook die een wat die hemel oopmaak en die manne in die kwartels gee. As ek dit verstaan, dan openbaar dit my gesindheid, dat hy bly God. Hy sal vir altyd God wees. Gratefulness comes when you say, God, I will honor you when I have nothing. En dit is 'n moeilike ding om te doen, die baas. Baie is nie maklik nie. As jy brood wil oopmaak en daar's die kosie. Dan maak jy kassies oop en daar's niks nie. It attacks you. But the peace of God answers that, telling you, jy het 'n God op wie jy kan vertrou. Die ou mense het altyd geglo. Hulle het nie by skool gegaan nie, maar hulle het geglo. As dit vanaand etenstyd is, gaan die Here deurkom. God will work it out for me and for you. It turns you, and it teaches you, and it transforms you. We need to go through these processes. Miskien is iemand vanoggend wat moet draai, en die hele tyd is jou oë net op. Here daai, Here wanneer dan? Jy vra meer, Here wanneer dan, in plaas van aanbid hom. Dalk is jy iemand wat vanoggend sê, ek het nog niks geleer. Ek weet nie om my te gedra in hierdie tyd nie. And it wants to transform your life. Iemand se lewe moet getransformeer word vanoggend, dat jy vanoggend sê, ek is dieselfde persoon. As ek niks het nie, ek is ook dieselfde as die Here deurkom. Because I have learned through schooling from God that I can trust Him no matter what. He has never failed me. Never failed me. Hy het miskien nie opgedaag op die oomblik wat ek gedink het ek gaan nie. Maar hy het op sy tyd gekom. Perfekte tyd het hy opgedaag. Ek wil vanoggend saam met iemand bid wat sê, pastoor, het gaan nie maklik vanoggend met my nie, maar ek wil graag hê, jy moet saam met my bid. Pastoor, ek is in 'n moeilike tyd, ek weet nie om my te gedra nie. Kom vinnig, kom ons staan kerk van die Here.